In vandag se les gaan ons kyk na vierkante, wat ook kwadrate genoem word, en derde magte van heelgetalle. Die vierkant of die kwadraat van 'n getal is die getal vermenigvuldig met homself. As ons dus kyk na die vierkant of die kwadraat van 3, is dit byvoorbeeld 3 maal met 3 en dit gee vir my 'n antwoord van 9. Ons kan dit ook skryf as 3 met 'n tweekie wat bo hom staan en ons lees dit as 3 kwadraat of 3 tot die mag 2. Hierdie 3 is ons grondtaal. Die tweekie praat ons van as die eksponent. Die eksponent dui altyd aan hoeveel keer die grondtaal met homself vermenigvuldig word. Die derde mag van 'n getal is die getal wat 3 keer met homself vermenigvuldig word. As ek dus kyk na die derde mag van 3, gaan dit wees 3 maal met 3 maal met 3 en 3 maal met 3 is ook 27. Ons dui dit ook aan as 3 tot die mag 3. Hier kan ons nou weer sien dat ons grondtalletjie 3 is, maar ons eksponent is in hierdie geval ook 3. Hierdie eksponent dui mos nou aan hoeveel keer die grondtal met homself vermenigvuldig word. So by derde magte gaan ons eksponentjie altyd 3 wees. 'n Slim gedagte is om seker te maak dat jy 'n klomp vierkante of kwadrate, basiese vierkante of kwadrate, sommer uit jou kop uit kan memoriseer. Byvoorbeeld 0 kwadraat is 0, 1 kwadraat is 1, 2 se kwadraat is 4, 3 se kwadraat is 9, 4 se kwadraat is 16, 5 se kwadraat is 25, 6 se kwadraat is 36, 7 se kwadraat is 49, 8 se kwadraat is 64, 9 se kwadraat is 9 maal 9 is 81, 10 se kwadraat is 100, 11 se kwadraat is 121, 12 se kwadraat is 12 maal 12 is 144 en 13 se kwadraat is 169. 13 maal 13 is 169. Net so is dit ook 'n slim gedagte om 'n paar basiese derde magte uit jou kop uit te leer. Byvoorbeeld, 0 tot die mag 3 is 0, 1 tot die mag 3 is 1, 2 tot die mag 3 is 8, 3 tot die mag 3 is 27, 4 tot die mag 3 is 64, 5 tot die mag 3 is 125, 6 tot die mag 3 is 216, 7 tot die mag 3 kan ons sê is 7 maal 7 maal 7 is 343. Kom ons kyk nou 'n bietjie wat gebeur as ons negatiewe getalle kwadreer of verhef tot die mag 3. Byvoorbeeld, min 3 se kwadraat is min 3 maal met min 3. Soos ons uit ons vermenigvuldiging lesie geleer het, is 'n minus maal 'n minus altyd 'n positiewe antwoord, so ek kry 3 maal 3 is 9. As ons kyk na min 5 se kwadraat, gaan dit wees min 5 maal met min 5, 'n minus maal 'n minus gee vir my 'n positiewe antwoord en ek kry 'n antwoord van 25. Ons sien dus as ons 'n negatiewe getalletjie het wat ons kwadreer, gaan ons antwoord altyd positief wees.
Kom ons kyk na die derde magte. Byvoorbeeld, as ons het -2 tot die mag 3, kan ons dit skryf as -2 maal met -2 maal met -2, want die maggie 3 sê vir my, dit is die hoeveelheid keer wat dit wat binne in die hakie staan met homself vermenigvuldig word. As ons nou weer onthou hoe ons reeltjies werk van vermenigvuldig, 'n min maal 'n min is 'n plus, en 'n plus maal 'n min is 'n min, dan gaan ek sien dat ek 'n negatiewe antwoord moet kry, en my negatiewe antwoord gaan wees -8. As ek nou byvoorbeeld kyk na -6 tot die mag 3, beteken dit is -6 maal met -6 maal met -6, en dit gee vir my 'n antwoord van -216. Ons sien dus dat as ons 'n negatief in 'n hakkie het tot die mag 3, gaan ek 'n negatiewe antwoord kry. Die volgende reëls geld dus wanneer heelgetalle verhef word tot die mag 2 of tot die mag 3. Dit is baie belangrik dat hierdie reëls van jou toegepas sal word in enige sommetjie wat jy doen. Die eerste reël is dat die vierkant of kwadraat van enige getal is altyd positief. So, as jy het 'n plus maal met 'n plus, gaan jy 'n positief kry. As 'n positief verhef word tot die mag 2, is jou antwoord positief. As 'n negatief maal 'n negatief is altyd 'n positief, met ander woorde, wanneer 'n negatiewe getal verhef word tot die mag 2, is jou antwoord altyd positief. My volgende reeltjie sê vir my, die derde mag van enige positiewe getal is altyd positief. Dit kan ons sien uit ons vermenigvuldig reeltjie uit, want 'n plus maal 'n plus is 'n plus, en 'n plus maal 'n plus gee weer vir my 'n plus. So, enige positiewe getal se derde mag is altyd positief. Net so sien ons nou dat ons derde reël is, dat die derde mag van enige negatiewe getal is altyd negatief. So, as ek 'n minus het tot die mag 3, dan gaan dit vir my 'n negatiewe antwoord gee. As ons nou ons lesie moet opsom, kan ons met ander woorde sê, dat die kwadraat of die vierkant is altyd die produk van twee identiese faktore. My derde mag is met ander woorde altyd die produk van 3 identiese faktore. Wat nou baie belangrik is om op te let waar die teken staan. As ons byvoorbeeld het minus 3 se kwadraat, dan is die antwoordjie minus en 3 maal met 3 word gekwadreer. Die minus is afsonderlik van die 3. As ons nou kyk na minus 3 se kwadraat, dan beteken dit die minus is ingesluit in die hakkie, en ek kan sê dit is minus 3 maal met minus 3, en soos ons gesien het, wanneer 'n negatiewe getal gekwadreer word, gaan sy antwoord 'n positiewe antwoord wees. Nou kan julle lesie inoefen deur julle huiswerk te voltooi. Geniet dit.